'n nuwe Rubicon word ontbloot. Maar toe ons daar kom, toe het ons nie geweet wie ons is nie. Toe sê ons vir hulle, nee, ons moet die regular warfare wing. Toe vind ons uit, maar daar sal reeds een. Toe moes ons iets anders uitdink. En toe sê ons, well, we're actually the research and development wing. Toe sê, but what do you do? Well, we said, we research new ideas and then we develop them. En die ouens was doodtevrede daaroor. Ek weet, daai tyd was die infantry skool was nie baie opgewonde oor ons nie. Ek dink, die kolonel was van Noorden. Ja, hy was die bevelvoerder en ek dink hy het soort van geweet dat hier is 'n kommando tipe ding wat aan die kom was, want hy was Royal Marine Commander. En maar hulle was nie baie mal oor ons nie. Ons het 'n paar ouens geken, man. Ek het Dan Foster van die ou Samajore en Dan Foster wat saam met my op deel 1 was. So ons het by onderoffisiere vlak het ek 'n klomp ouens geken en hulle was gemaklik met ons. Ja. Op 'n stadium met Kommandant Breitenbach was weg. Want ons was hier, onthou ons toe ons Nutsi toe is, die huis na Akkewil. So ons het daar vir 2 weke rond beweeg. Ja. Soort van nog 'n kering. Ja. Met uitrusting en op berge en dale op en af. Verkenning van die en jy kasteel. deel het op 'n stadium en ek voel ek dra swaar. Toe het hy al sy blerrie blikkies kos in my rugsak gesit. Ons het dis waar ons die foto gevat het van die 30 dozen minus 1 want ek het eers 'n foto gevat want ek het 'n kameratjie gehad. En toe gaan Kanaas daar staan wat hy vat hy 'n foto. Soos die wat daar konfusie is, party foto is Kanaas nie op nie en ander foto is ek nie op nie. Ja, dit was presies reg. Maar daar was baie goeie inleiding vir wat die Kommandant Breitenbach van ons verwag het. En ons het ook die idee daar gekry dat die spesmagte is 'n organisasie wat hy het dit duidelik ook gestel. Jy moet spesialiste wees in verskeie rigtings en ons gee opleiding aan ander organisasies in klein opleidingsspanne wat ingaan. En ek weet spesifiek want dit het begin by Biafra toe hy die kern daar soontoe gegaan het. Ja. Ek onthou op 'n stadium het ons enige tipe klere gedra want ons het dragregulasies ons het weggekom met dit. Ja. En die eendag loop ek met daai nuwe battledress broek en 'n hemp opgerolde hemp en die RSM roep my en sê kom hier Ben Creer. Hy sê Koos, ek is jammer maar ek moet jou aankla, ek stoor stafverstand. Ek sê nee, is reg. En hy kry opdrag van kolonel van Noorden om my aan te kla. Nou is Kommandant Breitenbach in Pretoria. Ja. Hy kom die maandag terug daar by ons waar ons die oggend 'n koffie gedrink het. Nou het ek my drag nommer 1 aan. Nee, drag 2. Ja. Hy sê waar gaan jy heen? Wil jy die eenheid oorvat? Ek sê nee, Kommandant, ek is op sy mure verhoor. Hy sê wat se nonsens hierdie? Nou sê ek van wat gebeur het. Hy sê want alreeds het ek vir die adjutant gesê. Hy sê wat pleit jy? Dit was van Rooyen, kaptein. Ja. Ek sê vir hom, wel, ek is skuldig. Ek het die drag. Dit ons op ons eie daar agter. Nou sê Kommandant Breitenbach, sê jy vir hulle jy is onskuldig en jy roep my in as getuie. Nou daai oggend daag ons op. Ek moet word nou ingemarseer deur die RSM Ben Creer. Die 2IB was Harmse, Harmse. Ja. Hy doen die verhoor. Ja. Nou is net omdat maar die manne is ernstig. Dit was 'n infantry skool. Dit behoort so te wees. Ja. Maar ons het ook ons eie plannetjie wat ons moes doen. Nou sê hy vir my, wat pleit jy? Ek sê onskuldig. Nou van Rooyen kyk net so. Maar buitekant staan Kommandant Breitenbach. Nou roep hy sê het jy getuie? Ek sê ja, Kommandant Breitenbach. Hier kom die breinman in. Hy sê daar. Nou sê hulle vir my ek moet nou ondervra of nou sê Kommandant, jy het vir my gesê hy sê hy vat sommer oor net daar. Hy sê staf, bly jy stil. Hy sê ek het hierdie man opdrag gegee om so aan te trek. En as julle wil iemand aankla, kla julle my aan, wat nog?
Was er nog iets? Ja, jy is reg. Daar is die show oor. So, maar ons het maar ons probleme gehad en ons het Ja. Maar die voordeel van Oudtshoorn was die feit dat ons langs die klassifikasie skietbaan was. Jy die groot skietbaan gehad of wat Opleidingsterrein? Opleidingsterrein. Ons was naby die see, so 'n bietjie meer as 'n uur uit Mosselbaai toe. Ja, dit alles daar. Daar was ideaal. Ideale plek. Jan het vir ons refresher training laat doen op die veldskietbaan. En ek was so beïndruk met Dewald se spoorsny vermoë want iemand het spore gelê en flippenel, ek was alright, maar ek kon nie volg nie, maar vir hom was dit tweede natuur. Hy het net hierdie bloody spore in die bos Ja. kon hy die hele tyd kry. Ek het gesukkel daarmee. Maar toe ons in daai Hakerwil bos was, ek en Potty het gebuddy. En ek het ouds pap om my blikkies kos ligter te maak. En ek het so 'n metaalbeker en ek het nou ouds geëet. En dan ons het dan blikkies kos gehad vir nagereg en so aan. Maar dan sit ek nou op wag en ek is hier in die bos en ons mag ons nie gepraat het nie, doodstil operational. En dan Potty maak die kos en hy het toe hierdie keer bietjie boelie beef en hy gee my beker en ek eet gou terwyl ek op wag is en ek gee terug en ek kry peaches in die room van die peaches, die liquid en ek eet dit en ek kry naderhand tee en ek sien hierdie vet dryf op hierdie goed. En toe ons nou klaar was, toe vra ek vir hom, Potty, maar hoekom het jy nie hierdie beker vir my skoon gemaak? En hy het daai famous words vir my, "Sir, it all goes down the same way." So, ek was highly disgusted, maar dit was 'n les wat ek daar geleer het. Jy moet net eet as jy moet eet. Van Piet van Vuren byvoorbeeld. Ek dink Piet was 'n wapendeskundige. Jy weet, is gekom het by vreemde wapens, eie wapens. Hy self was nogal 'n kar geskit geweest. Hulle het baie oefening op bokke gehad. Ja. Baie, veral in die later jare. Die topryk. Ons het na die almal duikers, aanvalduikers as ek gedoen het ons begin spesialiseer op waterspronge wat met die duikuiters en die aanvalsduikuiters gedoen is. So het ons op verskeie tegnieke van spesmagte gefokus. En voordat ons by die Rhodesias uitgekom het in 74, het ons in 72 die eerste seewaartse operasie gedoen, want ons het ook as 'n klein groepie seewaarts, lugwaarts en Landwaarts. alle clandestine dinge almal dieselfde gedoen. So vir die een spesifieke operasie het ons 3 maande ingeoefen en daar was 6 van ons daar betrokke, die 2 matrose wat kommandant Breitenbach by die duik doen. Die rede hoekom hy met die duikskool geskakel het om vir Willie Dewey en Ken Broon en dan Jonker te kry, was dat hy die kontak met die vloot, want die duikbote het teruggekom oor daai tyd. En sekere operasies wat ons met die duikbote doen sodat hy soort van die vloot maak en sê hy laat hulle springkursus doen, die 2 duikers, omdat ons hulle goed leer ken het. Met ons duikers en julle duikers. So daar het die tegnieke begin met seewaarts ensovoorts en die duikboot. Byvoorbeeld van die oefeninge wat ons gedoen het vir daai spesifieke operasie in die Ooskus, moes ons sekere goed doen om die vloot te oortuig dat ons kan van die duikboot af inkom ongesiens en sekere take op die land doen. Toe Commodore Kramer, wat op daai stadium op bevel was van die duikboot, ja, die flotilje soos hulle genoem het. Ja. Toe doen ons infiltrasie en hulle het by Houtbaai in die nag met 'n stafkar gaan staan, senior vlootoffisiere, en ons het met die duikboot van Simonstad af gegaan en opgevaar aan die weste kant en omtrent seker so 14 kilos uit Houtbaai uit met die kayaks ingekom
En ons het geweet hulle is daar. En ons het met die kayaks 'n landing gedoen, strandlanding. En toe ons met die strand langs toe klop ons hulle wakker in hulle kar. Toe sê hulle, nee, dis reg, ons kan nie 'n job doen en daai was deel van baie frustrasie want ons het nie die regte kayaks gehad nie. Maar ons het op 'n later stadium die regte kayaks gekry en so die taak gedoen. Ander take voor daai tyd wat ek kan dink wat ons gereed gemaak het om gemeet te word met ander spesmagte want ons het nie geweet ons het nog nie ander spesmagte gesien nie, so ons kon nie besluit het nie. Ons het gedink ons is alright. En die tekort aan goeie uitrusting het ons opgemaak met die wil om goeie operasies te voer. Byvoorbeeld in 71 het ons 'n operasie gedoen op Dingo dink ek. Waar ons ander manne opgery het, ja. Inshallah. Ja, daai groep opgelei. Dan het ons weer betrokke geraak waar ons almal betrokke geraak het met die cyberoperasies. So ons so al hierdie goed het ons voorberei om onsself te vergelyk met die ander spesmagte. En die enigste spesmagte, julle het die Franse geken. Julle toe ons nou Rhodesia toe gaan, het ons die cyber gehad want ons twee was saam met Frans van Zyl. Jy was saam met Jimmy en Ja, paar van die ander manne, ek kan nie onthou nie, en ons sit op 'n stadium toe het ons daardeur wil Dan kortpad vat. En hy sê vir ek en Frans, ons gaan kortpad vat. Ons sê nie, kom ons ry eerder die roete wat ons ken, terug uit Angola uit. Daai kortpad 13 papwiele later. Maar anyway, ons het blootstelling gehad ja. aan al die tegnieke om by die punt te kom waar ons met Rhodesia te doen gekry het. En daar het ons dan baie geleer. Jy was in die groep saam met Ja, terwyl jy met die cyberoperasie besig was om die watergate te plok na Angola en daai plekke, toe het ek die eerste Poskunspoortjie oorlewingskursus gaan doen by die SAS. Ja, by Gwelle. En daar het jy bly goed gedoen. Hulle wou jou hou as 'n instrukteur. So ons het die tegnieke verbeter en toe ons by C-eskadron uitkom. Sea Squadron Rhodesian SAS. En dit was 'n baie goeie besluit, my mening van Breitenberg, om met daai manne te skakel. Toe kon ons sien, die opleiding wat ons doen, is 'n soortgelyk. So ons was on par, my mening, met die Rhodesians. En hulle het ons onmiddellik aanvaar, want hulle het nie met ons gesukkel nie. Ja. Ons het vryval gedoen, ons het alles gedoen wat hulle verwag en ons het baie maklik met hulle ingeskakel. En om te sê en ek het ook die Green Berets gesien toe ek in Amerika was saam met ek is oortuig dat ons spesmagte onveront kan vergelyk met enige spesmagte wat ek gesien het in die wêreld en ek dink ek glo julle sal my saamstem dat ons hoef nie terug te staan nie. Ek sal nie sê elke ou sal sê ons is die beste, maar my mening is ons is op gelyke vlak. Daai stadium en ek dink nou met al die nuwe tegnologie is spesmagte nog steeds op 'n baie hoë vlak. Ja. Een van die operasies waarvoor ons nie opgelei was nie. Weet nie of julle kan onthou. Ja, is dit. Die Boeing wat gehijack was Ja, ek wou die tussen Rietbok. Salisbury, Die Rietbok, Malawi. Ja, nee, maar wat gebeur het? Kyk, hy was op pad Johannesburg toe. En toe sê die vlieënier, kyk, hulle was Seychelles toe gaan. Sê die vlieënier vir hulle, nee, hy kan dit nie maak met die brandstof wat hy aan boord het nie. Hy moet terug gaan Salisbury toe. En hy's terug Salisbury toe en hulle het al die passasiers vrygelaat behalwe 5. En toe styg hy op komste vir Seychelles, toe land hy in Malawi in Blantyre. En toe kry ons die aand 'n oproep. Toe sê hulle, baie magasyne. saal op, julle moet hierdie hostage storie hanteer. En ons het nie 'n idee gehad hoe om dit te doen nie. Ja. Tot so 'n mate ons het 9 mil pistole gehad, maar ons het nie holsters gehad nie. En 10:00 die aand moes ons nou daar in Oudtshoorn rondskarrel om holsters, pistoolhouers aankoop om die volgende oggend met die dek, toe ons nou met die dek moes vertrek het,
Gelukkig het ons weer daar uitgekom. Nee, toe ons in Die dek. Bloemfontein kom, toe sê die Malawiese leer het klaar die vliegtuig vol gate geskiet. Toe kom ons terug en toe gaan ons deur een van die lekkerste ondervindings, die bangste ondervindings wat ek in my lewe gehad het. Landing op Beaufort West. Met 'n Dakota in Beaufort West in 'n wind wat gas tussen 90 en 110 km/h. En ons het 3 keer geland daai dag. Ja. Dan kom aan dan maak die pilot die throttles oop dat daai vliegtuig se engine skreeu om teen die wind te gaan land. Dan as ons op die aanloopbaan die wiele raak, dan stop die wind. Dan drop hy na 30 toe. Dan jag ons oor die hele lengte van die aanloopbaan weer terug in die lug. Daai stadium met die deur oopgeval. Ons koos die Toe daar deur genade. ammunisiekaste gelê wat begin skuif, toe maak ek Wil die detonators? strop. Maak ek 'n strop om my lyf vas. Ja. En Trevor het my nog gehou toe ek na die deur toe gegaan en ons het die goed teruggetrek en die deur teruggesit. Ja, ek kan Ons onthou was Frans verseil, breed geskrik. waar Frans nou 'n kas ammunisie opgetel het. Toe val die vliegtuig en toe ek kyk, toe die staan hy boot met sy in lig, met sy rug teen die dak van die Teen die dak vliegtuig en van hy hou die hierdie vliegtuig, swaar ja. kas vas. Ja, ek sal Ek nooit onthou- vergeet hoe ons afklim daai dag op Beaufort West. Daai pilot was van sy nek tot by sy broek onder, sy pap nat gesweet. Jy weet as die pilot bang was, Maar jy geweet, dis die eerste keer wat hy toegelaat was om passasiers te vervoer. Voor dit was dit net vrag. Voor ons dit eers ons op die grond kom. Dis die heel eerste keer wat hy lisensie gehad het om passasiers te vervoer. Ja, die wind was so sterk. Ek staan daar op die aanloopbaan. En ek sien hier kom 'n 44 rond Ja. aangerol. Ja. En ek sê, "Ag man, stop hom." Toe ons sien dis 'n voldrom vliegtuig viel. Want hulle wou aanrol na die vliegtuig toe om die ding weer vol te maak. Toe was die wind op weg. Ek dink amper dit is wanneer ons die kursus in Taiwan gaan doen het. Daar is 6 van ons van Suid-Afrika wat genomineer was om 'n 3 maande kursus in Taiwan by te woon. Special Warfare for Foreign Officers. Junie 24 74. Junie 74. 74. Ja. Dat was 74, dat was 74 geweest. En kyk, toe was ons nog besig met Ops Dingo. Was eintlik ons Ja. eerste groot Ja. eintlik 'n tussengeheime geheime operasie was Ops Dingo geweest. Kyk, die mediese offisier op hy groep was ou Marius Viljoen. Die dokter op Katimo moes 1 keer 'n week kom kyk of alles reg is. Die dok Frans Bliglik. Was 'n Frans Bligman. Ja. En hy kom aan en hy vra vir Marius, "Is alles reg?" Hy sê, "Ja, alles reg." Hy sê, "Is net een van die studente, hy het net 'n probleem, maagprobleme gehad." Hy sê, "Wat het jy gedoen?" Toe sê, "Nee, ek het hom Kaopectin gegee." Hy sê, "Maar jy het nie Kaopectin hier nie." Hy sê, "Ja, ek het, dok." Maak hy die kas oop en toe wys hy, toe sit calamine lotion. Hy sê, "Toe hy nie meer 'n maagprobleem nie." Ja. Frans Bliglik. Ja, Maar natuurlik. David, vertel ons 'n bietjie van die operasie. Jy het voorgesit met toe Fred doodgeskiet is. Ja, ek was op die spoor. Ek was op die spoor geweest en my boesman. Hy het net daai oggend nadat ons die kontak gehad het, vroegoggend. Toe was julle by die een watergat en by die watergat waar Fred Jelly was. Hy het die brein gehad, het 'n breinmasjien gehad, nie die LMG nie. Maar toe was ons daai stadium mag ons nog nie eintlik ander wapens gebruik het. Alhoewel ek het my R1 gehad met die houtkolf. Besie. En toe Jan Breitenbach en Jan en Trevor, hulle was buddies geweest. Ek en my boesman was op die linkerflank. En dan was dit Fred en ek dink dit was Alex Deacon. Wat saam met hom was en dan was dit Chris Nella aan die Hillebrand. muursoop, hè? Chris Hillebrand. Ag, Chris Hillebrand, saam met Fred. Ja. Ja. Was hy saam met julle? Hy was saam met hulle. Dat was Deacon geweest wat daar was. En Nella was in die muursoop en dan was dit Jan Breitenbach en die ander man. En toe gebeur dit op 'n stadium toe sien hulle nie wat daar gebeur niks. Toe onttrek hulle want die voertuig het ver agter terug gestaan. Seker omtrent so 200 meter weg in 'n rye bos. Om te gaan radio en sê ons gaan nou die goed los. En terwyl hulle by die voertuig was, kyk ek op en sien ek daar kom hulle oor kan die water aangestap. Met die watergat. Ja. En ek draai om en ek draai om en gaan sit op my knie en ek wag nou vir Fred Jelly want hy moet die kontak oopmaak. En die boesman naast my sê, "Hey, ons moet skiet hom. Ek wil nog vir sê shut up hoor. Kaklak, daar klap die brein se goed, daar gaan nie skoot af. Ek kry 'n storing op die brein. En toe maak ek oop. Twee vinnige dubbel skoot en ek sien 2 val. En die ander een hardloop en ek vat so vinnig 'n wilde skoot na hom toe, maar ek sien hy sy kop draai na een kant toe. Ek dink ook om die kop geskiet. Toe kry Freddy die masjiengeweer reg. Toe maak Nella oop bo die muursoop uit, want toe kan hy die eerste keer die ou se onderskoot kry. Die muursoop was te naby aan die water.
En ons het dan aan die ander kant verwag verbykom. Toe kom stap hulle diskant verby. Toe sit hy te hoog op die muur so. Hy kan nie die LMG wat hy mee geskiet het ver genoeg domp om onder te skiet. Toe skiet hy boor kop op die water vas. Toe draai hulle om en hardloop terug. Toe kom Jan en Trevor nou terug hardloop. Sê wat nou? Maar toe ons nou daar opstaan en die dinge doen. Toe kom julle by. Toe klim ek nou op die Land Rover, ek en die Boesman, dan sit ek links voor en hy sit in die middel agter. En Trevor Floyd het bestuur. En Jan Breitmar was aan sy linker. Ek en Trevor was saam. Ek en Trevor was Ja, Trevor was saam saam, in 'n cyber. Ja, julle het in die cyber geklim. Julle het in die cyber geklim wat by ons was wat ek voorop gesit het, links voorop. Toe was ewe skielik sien ek hier voor my, maar hier lê 'n drom ammunisie en hier lê 'n klomp kos. En hier lê Rugsak. en alles en ek sien my magtig. Ek sê kolonel Jan was op my regterflank gewees. Christian Hillenbrand was ook daar en Fred Gilly was op die linkerflank en ek is op die spoor en ek sê vir die Boesman, hierdie mense is hier by ons, hulle is by ons. En daai tyd toe besef ek sê ook vir Jan, ek sê kolonel, ons is in die doodsakker. Toe ek sê doodsakker, toe voel ek net die blare val op my kop. Toe kom my eerste sarsie. Koos en Trevor was nog op die linkerkant besig. Hulle Land Rover se bonnet was opgeslaan en was besig om iets te doen daar. En ek dink jy het net die Skil ons daarvan met die LMG. ja, die LMG. Het Koos gaan haal en het hom oor die engine van die terwyl Trevor aan die voertuig werk, dus sit Koos die LMG onder die klapdeur. En toe daai eerste storie klap kon Koos oopmaak. Dis wat gemaak het dat ons nie daar dood geskiet was daai lot daar nie. Maar kolonel Breitmar skreeu nog vir Fred sê, "Los die donder se goed, kom langs." En dan Fred vat die pad en hy hardloop. En toe hoor ek nog net voor ek afval, toe daai eerste sarsie klap, toe hoor ek as hy kwak 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 kwak. En eers daarna het ek besef hoekom het hy gesê kwak kwak, want daai eerste sarsie wat hulle op hom geskiet het hulle sy R1 op die stelknip middeldeur geskiet. Toe het hy nie 'n wapen gehad nie. Maar toe hardloop hy voor hom toe en hy skiet nog kwak 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 met sy mond. Toe hom daai trek toe kom vat, toe sien ek my magtig, daar sy R1 stuk en eers daarna toe val dink ek in my kop. Dit moes wees hoekom hy die namaak met die van skote gemaak het. Hy het sy geweer was stukke geskiet. Kon nie skiet nie. Ja. Dit was blits vandag. Dit was 'n blits groot vandag. skok. Groot skok. Ja. Nou, ons is toe verder op hulle spoor. Ja. Toe praat ons met Daantjie Beneke. Was daar met Puma nog. En ek het toe by Kitcha, was Valskan Bataljon C Kompanie het ingespring. En ons was met die opvolg besig. Toe is Anton Retief. En hy het die een Boesman spoorsnyer gehad. En toe hierdie manne nou inkom, want hulle weet nie ons is daar met Black is Beautiful gekamoufleer nie. Nou sê ons vir hulle, ons moet ons hemde uittrek, dat die paratroopers kan sien, ons is nie vyand nie. Ja. En nou trek ons hemde uit en die Boesman sê vir Anton, hey, wat vir my? Wat vir my? Hy sê, vir hom, kom hier. En hy sê die Boesman so reg langs hom. Toe James Hills was 'n company bevelvoerder, en Kitcha was die company se majoor. Frans van Dijk was ook daar, ek dink hy was 'n peloton se sant. Ja. Toe het hulle daar ingespring. Jou verster was ook daai eerste gewees dink ek. Ja. Ja. Alright, toe gaan ons nou aan, maar ons het toe later as hulle met 'n spoed oor terug die Loyana rivier terug aan Angola toe. Ek en daai mannetjie van ons het toe daai spoor gehardloop wat ons op die kant van die kant kom. Sien jy self al die water uitgetrek het binne in die water in. Toe hardloop die water net terug. So hulle was net voor ons.